As 'n mens klein is, dan leer jy fietsry. As jy die handvatsel in een rigting draai, dan beweeg die fiets ook in daardie rigting. Later, sonder dat jy besef, hoef jy nie eers meer te dink nie. Jy doen net. Jy klim op die fiets en jy ry. Ek wil julle vertel van 'n eksperiment wat iemand gedoen het. Die eksperiment se naam is Backwards Bike. En jy's welkom om dit ook op YouTube te gaan soek en die video te kyk. Nou, hierdie eksperiment vertel van 'n man wat sy fiets laat verander het. So wat hy gedoen het is, as jou fiets byvoorbeeld regs draai, as jy die handvatsel regs draai, dan draai die fiets mos nou gewoonlik regs, maar hy het dit verander dat as hy sy handvatsel regs draai, dan gaan sy fiets links. Nou 'n mens sou dink, as jy dit doen, en jy wil op so 'n fietsry wat verstel is, dan kan jy dit met jou denke uitredeneer. So jy kan op die fiets klim en sê, goed, as ek hier dan toe draai, dan gaan die wiel na die ander kant toe. Ongelukkig is dit nie so maklik nie. Want jou breinpaadjies is so gevorm, dat jy nie net op 'n fiets kan klim wat anders werk, en dan ry jy net met die fiets nie. Dit vat hierdie man toe 8 maande om hierdie nuwe fiets mee te kan ry. Na 'n klomp ongelukke, na 'n klomp oefening, kon hy uiteindelik op hierdie fiets ry, want sy breinpaadjies het nuwe roetes gevorm. Nou die interessante ding is, toe hy weer op 'n gewone fiets wou ry, was dit maar 'n groot gesukkel. Nou die voorbeeld van die fiets kan jy op soveel ander maniere in jou lewe van toepassing maak. Dink maar wat gebeur as 'n mens na 'n ander land toe reis. Dinge soos tafelmaniere, kosgebruike en gewoontes is net anders. As jy byvoorbeeld in Nieu-Seeland inkopies doen, dan gaan jy verseker nie iemand agter die til kry wat jou inkopies gaan oplei nie. 'n Vriendin van my, wat onlangs getrek het, vertel dat sy elke dag soveel inspanning beleef het, om net gewoon te raak aan die gewone dinge wat in ons land al so algemeen is, soos petrol ingooi, iets wat jy self moet doen, inkopies koop, of net hoe jy op die verskillende paaie ry. Ek onthou ook toe ek in die hoërskool daar, van die platteland af stad toe getrek het, was daar sekere gebruike en sekere gewoontes wat net anders gewerk het as gewoonlik, of waaraan ek gewoond was. En dit het 'n hele tydjie geneem om eintlik gewoon te raak aan hoe goed werk. Nou wanneer dit kom by die dieper dinge in die lewe, soos jou wêreldbeeld, of jou manier van kyk na die wêreld, of jou persepsie van wat reg en verkeerd is, of hoe jy dink aan mag in die samelewing, en dan natuurlik ten diepste hoe jy dink oor God, dan kan dit nogals moeilik wees om nuwe maniere van dink aan te leer, of as jy iets nuuts leer oor God, of oor die lewe, om dit deel te maak van jou manier van dink, omdat jy so gewoond is aan 'n sekere manier. Want sonder dat jy dit besef, word jou gewone manier van dink en doen, so deel van jou DNA, deel van jou breinpaadjies, dat jy sukkel om iets op 'n ander manier raak te sien. En al sou iemand vir jou iets nuuts leer, soos byvoorbeeld om nou met 'n ander fiets te ry, of as die samelewing verander, sal jy beklei om jou manier van dink te beskerm, want dit is so deel van jou. As dit by geloof kom en jou manier van dink oor God en sy koninkryk, is dit veral 'n baie sensitiewe area, en dit is so deel van 'n mens DNA, hoe jy dink oor God en hoe jy God sien. Maar, sonder dat 'n mens dit besef, word jy beïnvloed deur die wêreld, hoe die media byvoorbeeld dink oor prioriteite, wat die samelewing byvoorbeeld sê belangrik is. En dan wat gebeur is, jy vat dit wat aan die buitekant vir jou vertel word, en dit beïnvloed hoe jy dink oor God, wie God is, en ook oor God se koninkryk. Nou vandag lees ons die teks wat handel oor Jesus se intog in Jerusalem, met Palmsondag. Nou,
dit is natuurlik die begin van die laaste week van Jesus se lewe voor sy kruisiging. En dit is duidelik dat uit hierdie teks, en wanneer ons hierdie teks lees, dat die Joodse mense 'n manier van dink oor God se koninkryk moes laat gaan, sodat hulle kon raak sien hoe Jesus se koninkryk lyk, want dit was heeltemal anders as die koninkryk wat hulle aangewoond was. So die Joodse mense of die Israeliete het groot geword in 'n magsbehepte samelewing. Hulle is onderdruk deur die Romeinse ryk en daarom het die Jode 'n prentjie van die Messias gevorm wat deur hierdie mag of wat teen hierdie mag moes opstaan en wat hierdie Romeinse ryk moes oorwin sodat die Jode bevry kon word. En dit was hoe hulle koppe gewerk het, dit is hoe hulle prentjies gewerk het. En daarom moes Jesus kom. Jesus moes dus hulle manier van kyk verander. Hulle het 'n manier van kyk gehad waar hulle gedink het dat daar 'n Messias gaan kom, wat op 'n perd gaan ry, wat gaan kom oorlog voer, en wat die Romeinse ryk gaan oorwin. En 'n mens kan hulle nie kwaadlik neem nie, want dit is die konteks van die tyd. Ongelukkig het hierdie prentjie gemaak dat die meeste van die Jode die Messias se koms, Jesus se koms na die aarde toe, misgekyk het. En daarom is Jesus se hele aardse lewe, sowel as sy kruisiging, baie belangrik om vir die mensdom te kom wys hoe lyk God se koninkryk. 'n Koninkryk wat mense insluit, 'n koninkryk wat gaan oor liefde. Nou die gebeure hier op Palm Sondag is veral dan so vertel dat Jesus vir ons 'n prentjie gee van hoe sy koninkryk verskil teenoor die wêreldse koninkryk. So ons gaan nou vandag lees uit Markus 11 vers 1 tot 11 en dit is dan spesifiek die teks van die intog waar Jesus op die donkie in Jerusalem ingekom het vir die week voor sy kruisiging. Toe hulle naby Jerusalem kom by Betafé en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle en net soos julle inkom sal daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, wat maak julle daar, moet julle sê, die Here het hom nodig en hy sal hom gou weer hierheen terugstuur." Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het vir hulle gesê: "Waarom maak julle die donkie los?" Hulle het hulle geantwoord: "Soos Jesus gesê het, daarna die mense hulle laat begaan." Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop het en die wat agterna gekom het, het uitgeroep: "Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel." Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laatmiddag toe hy en die 12 weer na Betanië toe gegaan het. Ons lees tot sover. Op hierdie dag in Jerusalem het daar basies 2 optogte plaasgevind. Die een optog was vanuit die ooste en die ander optog was vanuit die weste. Die een optog is gevolg deur meestal arme mense van landelike gebiede in Galilea en hulle het vir Jesus gevolg, terwyl hy op 'n donkie die stad ingegaan het. Nou aan die ander kant is hierdie optog gelei deur die goewerneur van die streek, naamlik die bekende Pontius Pilatus. Nou as mens na die agtergrond kyk, dan weet jy, hy het op 'n perd gery met 'n klomp Romeinse troepe wat saam met hom was. Nou die Romeinse goewerneurs soos Pontius Pilatus
het verkieslik by die kus gebly, maar met die Joodse Paasfees en baie keer ook met ander feeste, het die gouverneur, in hierdie geval dan nou Pilatus, Jerusalem toe gekom. So hy moes met 'n versterking van troepe na Jerusalem toe kom, om seker te maak dat daar in hierdie Paasfeestyd nie oproerigheid is nie. Want daar was altyd die gevaar dat daar opstand kon kom, omdat die volk dan in hierdie tyd, die Israeliete in hierdie tyd, veral terugdink aan die vrylating uit Egipte en die vrylating van Farao. En daarom moes die teenstand wat moontlik teen hierdie Romeinse orde kon kom met geweld, ook deur geweld onderdruk word. En hierdie magsisteem moes deur die Romeine in plek gehou word. En daarom hierdie optog van Pontius Pilatus in die teenoorgestelde kant van Jerusalem. So hierdie twee optogte verteenwoordig twee tipes koninkryke. Met ander woorde, twee verskillende maniere van dink oor wat belangrik is en oor wie God is. En mens sou eintlik kon sê dat hierdie twee optogte mekaar tromp oploop. Hierdie twee prosessies loop mekaar tromp op. So ek wil 'n bietjie tyd vat om vir julle te verduidelik wat hierdie twee verskillende koninkryke verteenwoordig. So kom ons begin by wat Pilatus, wat nou op 'n perd ry, wat daai koninkryk verteenwoordig. So die Romeine was nie net besig om hulle ryk te bevorder deur hulle mag en heerskappy in stand te hou nie, maar ook om hulle eie teologie en hulle eie verstaan van wie God en wie God se seun is ook te bevorder. So die keiser was binne die Romeinse denke die seun van God, Apollo. Eerstens lees ons van keiser Augustus, daar in 31 voor Christus tot 14 na Christus, en dan keiser Tiberius van 14 tot 37 na Christus. En Pontius Pilatus in hierdie optog was die verteenwoordiger van hierdie dominante sisteem. En hierdie dominante sisteem is in plek gehou deur 'n paar goed, deur politieke onderdrukking. Nou dit het natuurlik gepaard gegaan met geweld, onder andere die kruis en die vrees vir die kruis, die ekonomiese uitbuiting, met ander woorde die ryk mense wat die arme mense vir arbeid misbruik het, en dan ook die religieuse sisteme. En dit is dan nou veral wat hulle gebruik het om te sê, maar goed, hier is 'n ander godheid en dit is die keiser, en jy kom nie in opstand daarteen nie, en dit is dan nou ook God wat hierdie hele samelewing so opgestel het, en daarom is dit hoe die samelewing moet werk. So hierdie sisteme is as normaal geag. Dit is hoe die samelewing gewerk het. En binne hierdie sisteem het die Romeine dan nou die hoëpriester, nou onthou die hoëpriester het daar by die tempel gewerk, of dit was die middelpunt, hy was 'n Jood gewees, maar die Romeine het die hoëpriester gebruik om die orde van die samelewing namens hulle te handhaaf, en hy het dan direk met die Jode gewerk. En die tempel was die fokuspunt waaruit die hoëpriester dan geregeer het, en seker gemaak het, alles is mooi rustig en die moeilikheid word beperk. Nou as ons so kyk na hierdie optog waarin Pilatus dan nou is en wat Pilatus verteenwoordig, dan laat dit ons eintlik dink aan vandag, waar daar ook 'n soeke is na mag. Politieke mag, rykdom, ekonomiese mag, godsdienstige uitbuiting, wat ook in ons land en in baie dele van die wêreld regtig waar sigbaar is. Die meerderheid, mense wat armes is, word minderwaardig behandel en word ook deur die ryk mense geregeer. Liefde, omgee vir mekaar en vrede is iets wat nie sentraal is in ons wêreld nie. En dit word alles verteenwoordig deur Pilatus se koninkryk. Dan sien ons dat aan die ander kant Jesus verteenwoordig 'n ander koninkryk. En kom ons gesels daaroor. Ek wil begin by die teks wat sê Jesus het op 'n donkie ingekom hier in die stad.
Die donkie wil vir ons iets vertel van hoe Jesus se koninkryk anders lyk as Pilatus se koninkryk. Pilatus kom op 'n perd in, hy kom met 'n oorlog ingesteldheid, Jesus kom op 'n donkie. Jesus dra ook 'n doringkroon en nie 'n goue kroon nie. Jesus verteenwoordig 'n nuwe wêreld waar dit nie gaan oor wie die sterkste is en wie die magtigste is nie. Dit gaan ook nie hier oor wie kan wen nie. Hierdie koninkryk gaan oor mense wat omgee en wat sorg. Dit gaan oor om mense op te bou, om hoop te gee en om ook jou mag weg te gee, want dit gaan oor liefde en opoffering. Jesus stap hierdie lydingsweg om hierdie koninkryk wat hy verteenwoordig duideliker te maak en die hele week en ook Jesus se bediening voor die groot lydingsweek staan in kontras met hoe die wêreld gefunksioneer het. Sy bediening wys vir ons 'n nuwe manier van doen. So wat moet sterf in ons denke van die dag? Of wat moet sterf in die mense se denke van die dag om Jesus se koninkryk raak te sien? Ons sien in die teks wat ons gelees het in Markus 11, 'n aanhaling uit Sagaria uit. En ek gaan dit weer vir julle lees, daar staan, prys hom, loof hom in die naam van die Here wat kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom was. Prys hom in die hoogste hemel. Nou ek wil jou sommer uitnooi, daai wat ek nou gelees het kom uit Markus 11, maar hierdie aanhaling kom direk uit die profeteboeke uit Sagaria 9 vers 9 tot 10 en ek gaan dit ook vir julle lees om net te sien hoe dit vergelyk met die Markus teks. Daar staan, Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie. Op die hingsvul van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en die boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Efraat af tot in die uithoeke van die aarde. Nou laat hierdie gedeelte net vir 'n oomblik insink, want die Jode van die tyd voor wie hierdie verhaal van Jesus afspeel, het die geskrifte geken. Hulle het hierdie gedeelte in Sagaria geken. Hulle het geweet wie hulle moet verwag, maar tog word hulle oordeel in baie opsigte beïnvloed deur hoe die samelewing gewerk het en wie belangrik is en wie nie. Die magsisteem van die dag het hulle manier van dink oor wie die Messias is, rarig beïnvloed. So hulle het gedink die Messias moet lyk soos hierdie Pilatus karakter in hierdie optog wat kom op 'n perd en wat die Jode moet bevry. So dit is hoe hulle beïnvloed was. Hulle prentjie van hoe hulle gedink het die koninkryk van God moet werk, moes dus sterf, hierdie prentjie moes sterf, sodat hulle Jesus kon raak sien, sodat hulle kon besef, hierdie is die Messias, dit is die koninkryk waarvan die profeteboeke vertel het. Op hierdie punt wil ek net noem, dat Jesus se konflik was nie primêr met die Jode nie. En dit is baie belangrik om te weet, Jesus was self 'n Jood, hy staan nie op teen Judaïsme nie. Sy opstand was ook nie teen die priesterdom en die offerdiens nie, maar teen 'n dominerende magsisteem, wat geregverdig is in God se naam. En hierdie magsisteem was radikaal anders as die koninkryk waarvoor Jesus gestaan het, wat hy geleef het en wat hy ook verkondig het. So wat beteken dit vir my en jou vandag as ons Jesus volg en deel word van hierdie optog waarin Jesus is? Ek dink die eerste belangrike ding is dat jy jou prentjie van God se koninkryk
en jou manier van dink oor God se koninkryk in lyn moet bring met dit wat die Bybel vir ons leer oor die koninkryk. As ons dink aan die voorbeeld van die fiets aan die begin, word ons manier van dink baie gevorm deur die sisteme en die kontekste waarbinne ons leef. Dink vir 'n oomblik aan die nuus. Dink vir 'n oomblik aan hoe die wêreldleiers vandag hulle self bemark. Leiers wat hulself as Christene beskryf, maar wat pro-geweld is. Leiers wat leuns vertel en mag soek om elke hoek en draai. Selfs kerkleiers wat arme mense uitbuit en misbruik. Dit word al hoe meer normaal om mekaar byvoorbeeld op sosiale media sleg te sê, om mense te beledig en te verkleineer. Jy is miskien 'n Christen en jy staan op vir 'n sekere saak, maar die manier waarop jy opstaan wys geen teken van die vrug van die Gees in jou lewe nie. Om Jesus op die weg te volg, beteken dat ons gereeld ons manier van dink oor hoe goed is, moet uitdaag en moet laat sterf. Net soos wat dit nie maklik is om op 'n ander manier ewe skielik fiets te ry nie, is dit nie altyd maklik om nie te kyk na die dominerende magte in ons samelewing, as ook die magte in jou persoonlike lewe waarteen Jesus se koninkryk in opstand is nie, maar dit daag ons uit om nie te kyk en ons prentjies in lyn te bring met dit wat Jesus kom wys het. Die tweede ding, om Jesus te volg gaan beteken dat jy soms teen die kultuur van die dag moet ingaan. Jesus is teen die kultuur van die dag. Hy word gebore in 'n stal, nie in 'n paleis nie. Hy woon in 'n klein dorpie Nasaret waar daar nie regtig belangrike mense was nie. Hy eet saam met sondaars, hy sluit vrouens en kinders in, hy sluit ander volkere in. Jesus was mense se voete, hy maak mense gesond. Hy stap die lydingspad waar hy sterf vir ons sondes, sodat ons kan leef. Hy gee sy mag weg. En daarom as ons Jesus volg, en ons is besig om te beklei, oorlog te voer, magstryde te voer, mense sleg te sê, as ons nie diensbaar is nie, dan moet ons vir onsself afvra, wat is dit in ons lewens wat moet verander, sodat ons die ware koninkryk van Jesus, van God, kan raak sien. Jesus se koninkryk lyk nie soos die wêreld se koninkryk nie. Ek weet ons bly in die wêreld, maar ons bou aan Jesus se koninkryk, nie aan die wêreld se nie. Ek wil vir julle 'n aanhaling lees van Borg en Cruzan in hulle boek oor Groot Lydingsweek. Hulle sê, "We have the twofold theme that leads to Palm Sunday, genuine discipleship. Following Jesus means following him to Jerusalem, the place of confrontation with the domination system and death and resurrection. These are the two themes of the week that follows Holy Week. Indeed, these are the two themes of Lent and of the Christian life." So wat Borg en Cruzan hier sê, is dat wanneer ons Jesus volg, ons op 'n weg van konfrontasie na die kruis loop. Hierdie weg kos ons eie lewe, maar dit loop uit op die nuwe lewe. Dit is nie maklik om jou weer net so te verander nie, want ons is gewoond aan ons manier van dink, ons manier van wees, maar om Jesus te volg is die beste manier van lewe. En vandag op hierdie Palmsondag wil ek jou dus los met die volgende vraag. Watter dinge in jou lewe moet minder word, sodat Jesus se koninkryk meer kan word, en jy Jesus met jou hele lewe kan volg? Is jy besig om in Jesus se optog te loop, wat gaan oor vrede, wat gaan oor liefde en vergifnis, wat gaan oor diensbaarheid, of is jy in hierdie ander optog, wat die oorlogspad volg?
Kom ons bid saam. Here, ons kom staan vandag voor U, en ons is op ons knieë en ons is dankbaar oor dit wat U vir ons in hierdie lydingstyd kom doen het. Dankie Here dat U die moeilike pad gekies het om vir ons U koninkryk duidelik te maak. Want dit gaan daaroor om op te offer, dit gaan daaroor om weg te gee, om diensbaar te wees, om lief te hê. En Here, ons word so maklik vasgevang in die wêreldse prentjies oor wat dit beteken om U te volg, in die wêreldse prentjies oor wat belangrik is en nie belangrik is nie. En Here, my gebed is dat hierdie Paastyd ons oë sal oopmaak vir waaroor U koninkryk werklik gaan. En help ons om U te volg en om U voorbeeld te volg, sodat ons U getuienis kan uitdra in hierdie wêreld. Ons bid dit in U naam. Amen. Ontvang ook nou die seën van die Here. Mag die liefde van God en die genade van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Amen.